Right, dit is Woensdag aan, dit is die 26ste dag van Februarie. Ons is amper aan die einde van die tweede maand. Hierdie jaar is amper verby. Ons bou al klaar weer die volgende vakansies, die volgende Kersfeeste. Maar ek is so bly, ons is hier so, ons is meer as 'n voelhuis vanaand, maar dit is wonderlik. Ek is baie bly want weet, dit werk nou maar net so dat die woord wat 'n mens kry is vir ons bedoel vir vanaand. Anders het ek nie gebid en gewag op die Here nie. So ek glo dat die woord wat ons het is vir vanaand en ek glo die woord skakel in by wat ons behandel het tot op hierdie stadium toe, want ons is besig met 'n paadjie wat ons stap oor die geesteswêreld. Ons het nou gepraat oor gesindhede. Die vorige keer, ons het nou ongelukkig 'n week tussenin gehad, maar ons het gepraat oor geestelike gesindheid en so aan en waarom gesindheid so belangrik is en wat die Here se uitkyk op die mense gesindheid is. En hy sê, daarom moet julle die gesindheid in julle hê van Christus. En toe het ons gepraat oor wat is die gesindheid van Christus, en dit is 'n eye-opener in homself, oor baie mense wat die idee dat as jy nou 'n kind van die Here is, dan kan almal jou kom rondstamp en almal kan net vir jou sê wat hulle wil en maak met hulle wil en jy moet maar net elke keer die ander wang draai en jy moet maar net die minste wees. Feit dat ek 'n kind van die Here is, maak my nie 'n vloerlap nie. Dit maak ook nie dat ek uit die aard van die saak daarmee lê dat almal oor my moet loop nie. My grootste voorbeeld in my lewe is Christus, want ek moet sy navolger wees, ek moet sy voorbeeld volg en dit is waaroor ons nou vanaand praat. Nee, wat dit werklik waar beteken, en dit is nog 'n eye-opener. Maar as ek die gesindheid van Christus reg sien, en ek het 'n paar voorbeelde genoem van Naaman en so aan ons gepraat het oor gesindhede, en verkeerde gesindhede en negatiewe gesindhede ensovoorts, dan sien ons dat Jesus Christus nie geskroom om blaatant die waarheid te praat nie. Hy het ook nie geskroom om te praat nie. Hy het ook nie geskroom om iemand aan te spreek as dit nodig was nie. Kom ons vat een voorbeeld. Weet, Jesus sit aan tafel by die huis van Lazarus. En Martha hardloop rond en maak die heerlikste kosse. Tini, dankie. Jou naam kan net sowel Martha gewees het. Maar in enige geval, kos dit R75 om jou naam te verander, ons kan dit Martha maak as jy wil. Daar sê jy is Martha. Okay, ekskuus ek het vergeet, dis Martina. Anyway, om terug te kom na die punt toe, Martha hardloop rond, sy bedien die mense, sy maak die heerlikste kos, sy rangskik die tafel, maak alles mooi, en Maria gaan sit aan die voete van Jesus en salf sy voete met olie. En hier kom Martha aangehardloop, gesindheid nommer 1. Martha kom aangehardloop, sy sê, Jesus, dink jy, dis reg. Ek sloof my hier af. Sy sal nie opstaan en my kom help nie. Ek sloof my hier af, ek maak al hierdie kosse en almal geniet dit en almal eet en ek maak op, dek op en ek dek af en ek ruim op en ek gaan te kere en sy sit aan jou voete. En Jesus gee haar 'n antwoord. Nou, onthou nou, dis soos in family vir Jesus, want ek meen Lazarus, hulle was closely connected met Jesus, en hulle het gereeld met mekaar te doen gehad. En dis ook hoekom hulle dieselfde Martha, Jesus verkwalik het, en gesê het, as jy betyds was, sal my broer nie gesterf het nie. Dadelik reg om 'n beskuldiging te gooi. Gesind. Nee. In plaas daarvan dat sy 'n gesindheid van geloof openbaar en sê, Here, jy's nou hier, maak hom lewendig. En dis hoekom hy vir haar 'n paar keer sê, ek nie vir jou gesê, ek is die opstanding in die lewe nie. En sy het dit nog steeds nie verstaan nie, want weet jy wat, sy is te behep gewees met haar eie gesindheid, met haar eie vooropgestelde idees. En dit is baie keer 'n probleem wat ons het, as mense wat dink ons is Christen en dink ons is kinders van die Here. Jy weet, dis nie elkeen wat sê, Here, Here, wat in die koninkryk van die hemel gaan ingaan nie. Jesus self sê dit. Hy sê nie almal vir my sê, Here, Here, wat dit gemaak nie, maar hulle wat die wil van my Vader doen. Nou kom ek terug na die gesindheid van Martha toe. Sy klaar, sy steen en been. En Jesus sê vir Martha,
Maria het gekies. Sy het gekies om my voete te kom sit. Sy het gekies om die beste ding te kom doen, want sy het my voorberei vir my dood. Sy het my kom salf met olie. Terwyl jy besig is met die vleeslike, is sy besig met die geestelike. Daar is die onderskeid. Nee. En weer eens, Jesus skroom nie om haar aan te spreek nie. Hy sê nie vir haar, Maria, jy's 'n bietjie lui, jong. Sjoe, kry jou voorskootjie, sit hom aan, wees diensbaar. Nee, hy sê sit. Jy het gekies om dit te doen, want dit is die beste ding om te doen. Dis 'n voorbereiding, die Gees van die Here het dit op jou hart gelê om my voor te berei vir my begrafnis. Hy sê dit in soveel woorde. Dit gaan oor mensegesindheid. Nou, ek gaan nie weer vanaand oor gesindheid praat nie. Ek kan 3 aande oor, 4 aande, 5 aande praat oor gesindheid, want dis 'n kernprobleem. Omdat die Gees van die Here nie werklik in sy volheid in jou lewe operasioneel is en jou leer en lei nie, gebeur dit dat 'n mens verkeerde gesindhede openbaar. Want weet jy wat, die eie ek staan op. Nou terug na waaroor dit vir my gaan. Dit gaan vir my daaroor dat, weet jy wat, die Here het vir ons 'n spesifieke doel met een en elkeen van ons. Nee? En ek praat nie van roeping nie. Ek praat van doel. Ek praat van hoekom het God jou gemaak, Nico? En jy het jou draai in die wêreld gaan doen, jy het 'n slaaf van die sonde geword, soos ons almal slawe van die sonde geword het, want hulle wat die sonde doen is 'n slaaf van die sonde, sê die woord van die Here. Nee. En wat is eintlik maar die definisie van sonde? Definitief nie die reeltjies en regulasies wat die NG Kerk opgestel het, of die AGS opgestel het, of die Volleys opgestel het, of selfs die Romeins-Katolieke Kerk opgestel het nie, of wat ook al nie. Daar's te veel skrifte in die Bybel wat sê, ons lewe nie volgens menslike insettinge en oorweginge en reeltjies wat mense maak nie. Maar ons wandel in die Gees, gedrewe deur die Gees, en kom die gebooie van Christus na, waarvan die hoofgebod is, julle moet mekaar lief hê. Want liefde oorkoepel alles. Nee, as ek uit liefde uit iets doen, sal ek nooit 'n verkeerde gesindheid hê nie. Want dan is dit die liefde in my wat my dryf om dit te doen. Nee. Nou goed, dit is nou, kom ons gaan kyk na, en ek het hoeveel keer al in hierdie huiskerk gesê, wanneer ons na die Ou Testament kyk, ons het nou die aand het ons daai wonderlike versie gehad het wat gesê het, as ek 'n leerling is van die koninkryk, dan is ek soos 'n huiseienaar wat uit die skatkamers van my hart uit nuwe sowel as ou skatte na vore bring. Wie kan daai lering onthou wat ons gepraat het oor die nuwe en die ou skatte? En dis waaroor dit gaan. Want wat is in my hart? Want soos wat ek in my hart is, so is ek. Dis wat die skrif sê. Nou, as ek skatte uit my hart uit voortbring, wat in lyn is met die woord van God, dan is ek 'n leerling van die koninkryk. Want dis waar ek die skatte kry. Jesus vertel die gelykenis en hy sê, dis soos 'n man wat in die veld geloop het en hy het 'n skat daar gevind en hy het hom toegemaak en hy het alles gaan verkoop, geld bymekaar gemaak, daai grond gekoop, want dan word hy die eienaar van daai skat. En dis hoe dit is wanneer ons die koninkryk van die Here eers werklik ontdek. Dan is dit vir ons soos 'n skat wat ons sê, maar ek het nodig om met alle mag en mening hierdie skat te kry. En dit bring my by waar ons nou is, né? Die laaste lering wat ons gehad het, het ons 'n versie gehad wat gesê het, nee, wie kan onthou waar staan dit? Nee, hy sê nee, kom maar. Die Here het ons gemaak soos wat ons nou is. Né? Kom, louder. Efesiërs ietsie vers 9 tot 10. Nee, 3 vers 10. Jy's baie naby. Baie naby. Okay, ongelukkig kan ek hom nie vir jou gee nie. Vingers op weer op die knolle. Okay. Nou ja. Maar ons is gemaak soos wat ons nou is. Hoekom? Want ons het 'n job vir wie ek nou is.
God het my nie gemaak om later van tyd iets anderster te wees nie. Moses moet die tabernakel van God bou. Moses moet die teenwoordigheid van God na die volk van God toe bring. En God sê vir Moses, salf vir Besaliel. Besaliel word geroep om al die gereedskap in die tabernakel te maak. En 'n interessante ding gebeur in Besaliel se lewe. Die woord van die Here sê vir ons, en hy het Besaliel met sy gees vervul. God het hom met sy gees gevul. Wat moet ons doen? Hy sê, kom tot bekering, laat jou doop, en jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Jy sal gedoop word met die Heilige Gees. Hoekom? Want dan sal jy soos Besaliel wees, want die woord van die Here sê, en daar is niks wat Besaliel nie kon doen nie, want die Gees het hom bekwaam gemaak om alles te doen. As jy nie weet hoe om 'n saak te hanteer nie, as jy nie weet om iets te doen nie, wie is beter as die Heilige Gees wat in jou woon om vir jou te sê, maak so, en maak so. En as jy dan nie sukses kry nie, dan hou ek op om hierdie woord te preek, en ek het nooit weer 'n huiskerk nie, en ek val terug, en ek gaan lê elke Sondag by die swembad in Tuin. Ek het baie son nodig met my groot lyf. Maar in die keis, die punt wat ek wil maak is, die Gees van God bekwaam ons, om te doen wat ons moet doen. Daar's hoeveel mense wat dit preek, en hoeveel mense wat dit sê, God does not call the qualified, He qualifies the called. Hy sal jou bekwaam maak om te doen waarvoor hy jou geroep het. Nou hier is die voorbeeld, hy sê daar's 'n skadubeeld in die Ou Testament, daar's die ou skat wat uit my hart uitkom, en hier is die geestelike beeld in die Nuwe Testament, waar ons nou letterlik die navolgers van Christus moet wees. En ek gaan nou daaroor praat, want dit is op sigself iets wat mense nie verstaan nie. God stuur vir Moses en vir Aaron en sê, gaan verlos my volk uit Egipte uit. En nou praat die Here met Moses en hy sê vir Moses, okay, jy gaan nou na die Farao toe gaan en jy gaan vir hierdie Farao die volgende sê. So sê die Here, laat my volk gaan, sodat hulle die beloftes kan inneem. Nee, sodat hulle kan party hou. Nee, sodat hulle wat? Wat moet die volk van God gaan doen? Hulle moet nou uit slawerny uitgelei word om wat te gaan doen. God sê dit 'n paar keer. Elke keer as hy hulle terugstuur na die Farao toe, nadat hy die Farao so hard verhard het, dan kom hy met 'n nuwe plaag. Dan sê hy, die Here sê, Farao, jy moet die volk laat gaan sodat hulle wat kan doen? Sodat hulle my kan aanbid. Die grootste rede hoekom God jou uit sonde verlos het, die grootste rede hoekom die Here jou siel wil red, die grootste rede hoekom die Here in jou lewe 'n verandering wil bring en jou wil wederbaar deur sy Gees en jou 'n kind van God wil maak, is sodat jy hom kan aanbid, sodat jy deur alles wat jy het hom kan verheerlik. Wie het gemaak dat ek vanoggend toe ek my oë oopmaak, ek nog asemhaal? Die Here. Wie het vanoggend vir my gesê, toe daai son daar nog nie eens behoorlik opkom nie, my genade is vir jou nuut vars uit die oondtyd. Elke dag is God se genade vir ons nuut. Wie het ons beskerm? Wie het sy hand oor ons gehou? Die Here. Die woord van die Here sê, as hy sy hand van ons af onttrek, is ons niks. Dan bly daar van ons niks oor nie. In Job sê die skrif, hy het die lewensasem in ons geplaas. I am nothing without God. As ek dit nie nou weet nie, moet ek dit baie vinnig, amper sê ek blerrie vinnig, leer en begin besef, dat weet jy wat, ek is niks sonder God nie. En hy het my nie geroep, omdat hy wil hê, ek moet fun and games hê nie, en ek moet in die beloftes kom nie, hy het vir die volk gesê, ek lei julle uit, na 'n land wat oorloop van melk en honing, want ek wil julle seën. Maar julle moet my aanbid. Hoofsaak. Wat sê prediker of Spreuke? Hy sê, want wat is wysheid? Hy sê dit is wysheid om God te dien. Nee.
Dis by verre weg die beste. Paulus sê, dis vir my by verre weg die beste. Ek het vir julle niks anderster gesê as Christus en hom as gekruisigde nie. Hy sê op 'n ander plek, is een van die versies in die notas, my notas is half, ek het nie genoeg tyd gehad nie, vergewe my, ek sal hulle volledig maak en vir julle mail, of ons kan dit vir julle volgende Woensdag uitdeel, maar hy sê op 'n ander plek, hy sê, want vir my is die lewe Christus. That's all what it's about. Vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. As ek hier so my hoof neerlê, wil ek hê die engele moet my wegdra. Want hulle wat in Christus sterf, word deur die engele weggedra. Hulle wat in Christus nie sterf nie, en hulle word nie weggedra nie. Woord van die Here sê vir ons, Jesus self by sy eie monde sê, toe die ryk dwaas sy oë oopmaak, toe hy sy oë oopmaak nadat hy gesterf is, toe sê hy in 'n plek van smarte, toe sê hy, ek is in 'n plek van smarte en ek ly smarte en ek wil hê Abraham net sy vinger in die water druk en my tong kom nat maak, dat ek net 'n bietjie lafenis kry vir die pyniging wat ek nou deurgaan. En dit was nie 'n bad ou nie. Hy het alles reg gedoen. Hy was 'n goeie besigheidsman. Hy het skure gebou, hy het hulle vol gemaak en toe hy alles in oorvloed het, toe sê hy, nou het ek gearrive en toe sê die Here vir hom, jy dwaas, vanaand gaan jy sterf. Is nie 'n bad ou nie, maar sy fokus was op die verkeerde plek. Sy fokus was soos Martha op die kos. Sy fokus was op, ek wil mense impress. In die koninkryk gaan dit nie oor hoeveel mense jy impress nie. In die koninkryk gaan dit oor hoeveel mense bring jy dat God hulle pres. Jy weet, daar was 'n ou wat gepreek het, ou Carlton Pearson, hy het gesê, the word of God teaches us that he will come for a bride which is without a spot or a wrinkle. I say the spots is quite easy to understand because the blood of Jesus Christ washes us from all sin and all unrighteousness and cleanses us from all iniquity, and we are white and pure as snow. Maar die krekels, boetie, hoe kry jy 'n krekel uit, Charlene? Jy apply heat and pressure. Nee, as ek nie 'n strykyster vat en hom warm maak en drukking op hom sit nie, bly daai krekel daar. Jy al gesien hoe lyk dit as ons 'n baadjie uittrek en jy het 'n wit hemp aan onder jou baadjie en hy was nie gestryk nie. Nee, jy hou maar eerder jou baadjie aan, dan loop jy sweet. Want niemand moet tog asseblief daai krekel sien nie, dit lyk erg. Of jy het 'n nuwe hemp aan wat jy nie gestryk het toe jy met die pakkie uitgehaal het nie. Daar weet jy wat is 'n krinkel, of 'n rinkel, of wat ook al jy dit wil noem. Die punt is, waarom gaan ons deur troubles en trials? Waarom gaan ons deur moeilikhede? Waarom sê die woord van die Here, vermenigvuldig is die teëspoed van die regverdige? Maar uit al dit red God hom, want daai heat en daai pressure haal die krekels uit en maak my without spot or wrinkle. Nee. So ek moet deur troubles en trials gaan, want die woord van die Here sê vir ons, Timoteus skryf dit, Paulus skryf dit vir Timoteus, Petrus skryf dit, Johannes skryf dit, hy sê, wie wat? Ons gaan deur hierdie goeie sodat ons geloof getoets kan word, en ons geloof moet getoets word. Die Here kom by Petrus en hy sê vir hom, die duiwel lê vir jou en loer, boetie. En toe gaan die Here nie en hy gaan jaag die duiwel weg en sê, hey, jy kan nie my Petrus kom aanval nie. Nee, die Here sê vir Petrus, hoor jy, so ek bid vir jou, dat jou geloof nie sal ophou nie. That's what it's all about. Faith in God. Nee. So punt nommer 1 is dit vir my om te glo dat daar is 'n God. Daar is 'n God in die hemel. En hy maak al hierdie dinge moontlik. Ons het groot geword in Christelike huise en ons het hierdie dinge in die huise gehoor, maar het ons werklik waar dieper besef wat die betekenis daarvan is? Jy weet, somtyds is daar 'n outcry. Nee. God kom by Moses by die braambos en hy sê vir Moses by die braambos, hy sê, wie wat nou? Ek het die geroep van my volk gehoor. Hulle het gekla en geroep na my omdat hulle lyding het en omdat hulle smarte het. En ek het dit gehoor en ek het kom kyk wat aan die gang is en nou stuur ek jou om hulle uit dit uit te lei
Hoekom? Sodat hulle my kan aanbid. So that they can give glory to God. Want weet wat? As ons nie nou weet hoe om te aanbid nie, wat wil ons in die hemel gaan doen? Daar gaan consistently geprys en geworship en geaanbid word. Woord van die Here sê, elke kort buig die 24 ouderlinge voor God se troon en haal hulle krone af en plaas dit voor sy voete neer en sê, heilig, heilig, heilig is die Here God almagtig. Hy is waardig, want deur sy wil is alles gemaak. Nee, hy het alles tot stand laat kom. Dis waaroor dit gaan. God soek ons aanbidding. God wil nie hê ek moet hier rondhardloop en dink, okay, dit my goeie werkies, gaan ek dit maak nie. Ek gaan definitief nie deur my goeie werkies dit werk nie. Maak nie. Die goeie werkies gaan volg. Hoekom? Wanneer my hart reg is. Want dan gaan die Heilige Gees in my hart lê om te help waar ek moet help en nie te help nie waar ek nie moet help nie. Hoekom sê ek daar's 'n nie help waar ek nie moet help nie? Net nadat Christus opgevaar het in die hemel, loop Johannes en Petrus. En die woord van die Here sê hulle is op pad na die tempel toe om te gaan aanbid, want dit is die Sabbat. Soos wat dit die gewoonte was. Die gewoonte saam met wie? Hulle gewoonte was die viswaters, om vis te gaan vang. Hulle is elke dag en nag op die viswaters gewees. Petrus sê vir Jesus, hy sê vir hom, Meester, ons het die hele nag vis gevang, niks gekry nie. So hulle was dag en nag by die viswaters, en ewe skielik is dit hulle gewoonte om by die tempel uit te kom. Hoekom? Want hulle het leerlinge van Christus geword, hulle het navolgers van Christus geword. En Christus het hulle elke keer na die sinagoges en na die tempel toe gevat. En hier stap hulle soos wat die gewoonte is. En hier sit 'n ou wat van sy geboorte af lam is. En hy sê vir hulle, julle vir my 'n almoes. Dani, hoeveel keer het Jesus by daai ou verbygestap? As elke keer hulle op die Sabbat na die tempel toe gegaan het, het hulle elke keer as hulle na daai tempel toe gegaan het, by daai ou verbygeloop. En Christus het hom nooit genees nie. Want dit was nie vir Christus 'n opdrag om hom te genees nie, omdat Christus wou gewys het dat die Gees wat hy vir die disippels gegee het, naamlik die Heilige Gees wat uitgestort is op die dag van Pinkster, is nou in hulle. En hulle het nou die krag van God in hulle, soos wat hy die krag van God in hom het. Daarom sê hy, en dit is een van my notapunte hier, hy sê, aan my is gegee al die mag in die hemel en op die aarde. Jesus het al die krag in sy hande, en hy gee dit vir ons. Hy sê, julle is nou my disippels, ek gee hierdie krag vir julle, gaan julle, en gaan lê julle hande op die siekes, maak hulle gesond, dryf die duiwels uit. Gaan heen, Matteus 28, maak disippels van al die nasies, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. Christus het gesê, volg my. Hy sê vir die ryk jongman, okay, een ding kom jou kort, verkoop alles wat jy het en kom volg my. En die ouetjie was teleurgesteld omdat hy baie gehad. En hy was nie bereid om dit te doen nie. En nou sê Jesus Christus in Lukas, hy sê, as iemand nie sy ma of sy pa of sy broer of sy suster of enige iets anderster bo my stel nie, kan hy nie my disipel wees nie. Ek moet bereid wees om vir Christus alles prys te gee. Die Jode was aanvanklik vreeslik opgewonde, hulle gaan nou uit slawerny uit Egipte uit. Maar toe die crunch kom, toe die heat en die pressure kom, toe vergeet hulle, maar ons het 'n wolkkolom wat ons elke dag lei. Kyk daar, die Here vir ons 'n wolkkolom gegee, wie se skade wie ons elke dag wandel. In die nag is daar 'n vuurkolom wat dit vir ons warm maak en die koue van die woestyn weghou, en ons sien die almag van die Here. Nee, by die eerste geleentheid toe Moses 'n bietjie lank wegbly omdat hy by God hoor en in God se teenwoordigheid is, toe sê hulle, hierdie Moses wat ons uitgelei het uit Egipte is nêrens nie, maak vir ons 'n afgod. Boom, daar kom die goue kalf. En hier dans hulle en hulle hou seksorgies om daai goue kalf en gaan te keer hulle Moses en God dit bo op die berg hoor. Erg, so gaan hulle daaronder te kere. En hulle sê, hoor my, hierdie kalf het ons uit Egipte uit weggelei. Nee. Punt is, die Here lei jou uit sonde uit. En dan vat hy jou in 'n situasie in waar hy vir jou wys dat jy
is afhanklik van my. Want hy moet jou leer. Hy sê, ek het hierdie goeders nie vir julle uitverdryf nie, sodat ek julle kan leer, soos wat 'n pa sy seun sou geleer het. Verstaan jy? Ons is leerlinge. Ons is veronderstel om disippels van God te wees. Nee. Ek het my lewe vir die Here gegee en ek het hom gevolg deur die doopwater en ek is nou sy disipel. Ek is nou 'n disipel. Wat beteken disipel? Wie kan vir my sê, wat is die betekenis van die woord disipel? Kind van God. Nee. Navolgeling. Ja, een van die betekenisse is jy's 'n navolger. Maar is jy net 'n navolger nie? Daar's 'n dieper betekenis in die Grieks. Dit is actually G3101 in Strongs. Hy sê, ek is 'n navolger van iemand wat 'n bepaalde opvatting uitdra. I'm following Christ because of what he says. I'm following Christ because of what he does. En dis hoekom ek hom volg. Ek volg hom nie net nie. Daar was 'n klomp disippels, wat hulle disippels noem in die Bybel, wat hom gevolg het. En dan het hulle elke kort 'n free lunch gekry. En dan vermeerder hy die brode en hulle eet almal te lekker. En toe hy begin praat oor die voorvaders Abraham en hy sê, maar voor Abraham was ek. Toe raak hulle almal vir hom kwaad en hulle draai hulle rug op hom en hulle loop van hom al weg. En hulle sê, en baie van die disippels het hom verlaat en na hulle huise toe teruggekeer. Wat se disippels was dit? Dis disippels wat net gou 'n bietjie agter Jesus aangeloop het omdat hulle 'n freebie kry. En omdat hulle sien hoe wonderlik maak hy die siekes gesond en al hierdie wondere aan 'n skou en dis te wonderlik en te fantasties. Maar self het hulle vir die koninkryk van die Here absoluut niks bekeer. Daarom draai hy na sy 12 disippels toe na dit gebeur en hy sê vir hulle, wil julle nie ook maar weggaan nie? Aangesien almal nou waai. Wil julle nie ook maar loop nie? En een van die disippels sak af en hy sê, Here, waar sal ons heen gaan? Jy het die woorde van die lewe. sien jy? It's what he says and what he does, want hy wys waar lê die lewe, die werklike lewe. Daarom sê hy, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En dis waar die ware lewe lê. So om 'n disipel te wees beteken, yes, ek moet Christus navolg. Ek kan nie nou alles wat ek hier het verkoop en op die vliegtuig klim en gat ek land in Tel Aviv, nou gaan ek gaan agter Jesus aanloop nie. Jesus is nie daar nie. Jesus sit aan die regterhand van die Vader. Ek kan hom nie fisies meer gaan volg nie. So ek moet sy geestelike navolger wees. Ek moet hom in die gees volg. En om hom te kan volg, hy sê niemand kan my volg nie. Hy sê niemand kan my volg nie. Julle kan hierdie skriffies gaan double check en triple check. Niemand kan my volg as hy nie sy kruis opneem nie. Homself verloon en my volg nie. Jy kan nie kom en sê ek gaan Jesus volg nie. There's a sacrifice. Daar's 'n prys wat ons moet betaal. Ek gaan nou daaroor gesels. Maar om 'n werklike navolger van Christus te wees, om 'n werklike disipel van Christus te wees, beteken it's going to take something from me. Kyk daai klomp ouens wat uit Egipte uitgewaai het. Hulle het almal daar in die woestyn geloop en dan staan die water of die water is bitter. Dan kla en moul en hulle tart God uit by die waters van Mariba, het hulle God uitgetart, sê die woord van die Here. Dat God eintlik vir hulle toornig oor hulle geword het en gesê het, ek sal hierdie volk verdelg, man. Hoekom? Want elke keer as daar ietsie gebeur, dan sê hulle, ons is maar in Egipte gebly het. Ons is maar in Egipte gebly het. Terwyl die doel hoekom Christus hulle, of God hulle uit Egipte uitgelei het, is, wat? 9 uit die 10 keer het Moses dit vir die Farao gesê, sodat hulle my kan gaan aanbid. En offers bring. Op 'n stadium toe sê die Farao vir hom, ek gaan net so eentjie hier in die woestyn en dan bring julle offers en kom julle maar weer terug. Toe sê nee, jy verstaan nie mooi nie, Farao. Let my people go. Die bande van slawerny moet gebreek word. Jy kan nie 'n navolger van Christus wees. Jy kan nie agter God en Christus wat eintlik maar versinne beeld word in daai wolkkolom wat voor ons uitloop en ons lei. Jy kan nie Christus volg met 'n halwe hart nie. Jy kan nie Christus volg met 'n verkeerde gesindheid nie. Jy kan nie vir Jesus sê dit. Hy sê jy kan nie sê jy het my lief, maar jy haat jou broer nie. Nou ja, baie mense sê haat is 'n baie sterk woord, maar hoe haat ek my broer? Hy sê as jy enigiets teen hom hou, man,
is dit so goed soos jy haat hom. En dan sê hy, dis erger, as jy dan gesê word dat jy hom haat, is dit so goed, jy het hom klaar doodgemaak. So dis nou sommer 3 van die gebooie wat ek verbreek het, net omdat ek iets teen 'n broer het, en dit moet hom gaan regmaak nie. God soek nie verdeeldheid nie. God soek nie dwarstrekkery nie. God soek navolgers, wat hom navolg in gees en in waarheid. Hy sê vir die vrou by die put, hy sê, julle gaan nie meer in die tempel aanbid nie, en julle gaan nie meer hier op die berg aanbid nie. Die Samaritane het hier op die berg aanbid, en die Jode het in die tempel gaan aanbid, maar julle gaan dit nie meer doen nie, want God soek mense wat hom in gees en in waarheid aanbid, en hy soek hulle nou. Dis nou die tyd, hy sê dit is die tyd dat ons God in gees en in waarheid aanbid. So ek kan aanbid net waar ek kom. Net soos wat die Jode moes aanbid het. As hulle nou in daai woestyn gegaan het en hulle het gedoen wat God gedink het hulle sal doen, of ek wil nie vir God dink nie, dit is baie voorbarig van my. Maar hulle moet God aanbid. Maar die manne loop en mor en hulle is nie happy nie. Ons het nie vleis om te eet nie. Dat die Here vir hulle so kwaad word dat hulle amper verstik klomp van hulle doodgaan toe hulle te veel vleis kry om te eet omdat hulle God vertoren met dit. Tot Moses het kwaad geword vir hulle oor die vleis storie. Ja, maar ons wil teruggaan na die vleispotte van Egipte. Daar het ons ten minste vleis gehad. Wel, as jy dink dit is beter om 'n slaaf van die sonde te wees omdat dit lekker is en daar alle dingetjies wat jy gaan geniet, dink maar so, jy gaan nooit by die beloftes van God uitkom nie. You're not going to make it. Dis hoekom al daai ouens wat so gesindheid gehad het, verkeerde gesindheid gehad het, almal in die woestyn gesterf het. Nie een van hulle die beloofde land ingegaan nie, die woord van die Here sê dit vir ons. Net hulle wat aan God getrou gewees het en aan hom vasgehou het, Josua en Caleb, het die beloofde land ingekry, het die God se beloftes gekry. Nou God sê vir ons, my kind, gee my jou hart. En dan kom hy en dan sê hy vir jou, jy kan my disipel wees, as jy bereid is om 'n paar goedjies te doen. Die eerste ene is, verloon jouself. Moenie op jou eie insigte steun nie, vertrou die Here, en moenie op jou eie insigte steun nie. Vertrou die Here. Christus het ons vir ons 'n volmaakte werk aan die kruis gedoen. Hy het aan die kruis gesterf sodat ons nie hoef te sterf nie. Al wat ek moet doen is ek moet sê, Here, ek gee myself geheel en al in jou hande oor. Net soos wat hy aan die kruis gesê het, Vader, in u hande gee ek my gees oor. So moet ek myself in Christus se hande plaas en sê, Here, vat my, gebruik my, maak met my wat jy wil, laat my hele lewe 'n offer wees, 'n aanbidding wees. Romeine 12 vers 1 en 2. Nee. Stel dan julle liggame as 'n welgevallige, een heilige en aan God welgevallige offer. He wants all of me, not part of me, he wants all of me. En dan kom die laaste lering in, en nou dat hy my het, wat wil hy met my doen? Behalwe dat ek hom consistently moet aanbid, alles wat ek doen moet eintlik maar aanbidding wees. Dankie Here dat ek hande het om mee te werk. Dankie Here dat jy my seën. Dankie dat jy voor my uitstaan. Dankie dat jy jou hand van beskerming oor alles van my hou. Job se hele lewe spreek van dit. Ek meen die duiwel sê vir die Vader in die hemel, hy sê ek kan nie aan enigiets van hierdie ou raak nie. Ek kan nie aan sy diere raak nie. Ek kan nie aan sy kinders raak nie. Ek kan nie aan sy goed raak nie, want jy beskerm dit alles. En God doen dit uit sy eie uit. Ons hoef hom nie te vra nie. Hy doen dit as ons lewe met hom reg is. Nee. So as ek werklik waar 'n disipel is, dan sê hy, as jy bereid is om jouself te verloon, as jy bereid is om te sê, ek lewe nie vir my eie begeertes nie. Ek lewe nie vir my eie begeertes nie. Ek word nie deur my begeertes beheer nie. Ek lewe nie vir dit wat ek graag wil bereik in hierdie lewe nie. Ek lewe vir wat God in my lewe wil bereik, deur my te gebruik op die plek waar ek is. Daar kan hy my gebruik, want hy het my bekwam deur sy gees, dis hoekom hy my daar gesit het. Nou kan Christus nie net in die strate van Jerusalem en in Israel rondloop nie. Hy kan reg oor die wêreld wees deur sy disippels,
wat hom verteenwoordig, wat in hom is. En hulle kan al die wonders doen wat hy gedoen het en groter dinge doen. As hulle wat? As hulle bereid is om hulle self te verloon. As hulle bereid is om te sê, Here, ek is niks, maar U is alles. Ek gee my lewe onvoorwaardelik aan U. Ek wil sterf vir die sonde. Ek wil dit wat nie in U wil is nie, wil ek afsterf. Ek wil ophou daarmee, ek wil my rug op dit draai en ek wil U volg. En daarom is dit 'n ding wat wanneer gebeur. Kom ons gaan terug na daai versie toe. Lukas 9:23 en daar's nog een in Matteus 16. Lukas 9:23 en hy sê vir almal, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon. En dan moet hy sy kruis opneem. Tweede ding. Eerste ding is verloon jouself. Sê, Here, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor jou. Dit gaan oor jou doel. En eerstens is jou doel, ek moet jou aanbid. So doen ek dit. Aanbid ek God. Aanbid ek hom van die môre tot die aand. Aanbid ek hom wanneer ek 'n kans kry. Kyk wat gebeur met Daniël. Hy 3 keer op 'n dag, net 3 keer op 'n dag aanbid. Ons kan heeldag aanbid. Want met die Gees in ons kan ons heeltyd in die Gees met God in kommunikasie wees. Ons het 'n voordeel, dis hoekom Jesus gesê het, dis voordelig dat ek weggaan, want dan kry julle die Heilige Gees, wat ek na julle toe sal stuur, en dan sal hy julle leer en lei in al die waarheid. Nou het ek 'n voorsprong op baie ander mense, want ek is nie meer net 'n vleeslike disipeltjie wat agter Christus aanloop nie. Ek is 'n geestelike disipel. Ek volg hom in die Gees. Want hy is die volëinder van my geloof, hy is my leidsman, hy is die een wat voor my uitstap. En nou kan ek hom behaag in alles wat ek dink, sê en doen, elke dag. Nee. Gegewe natuurlik binne in die konteks, dat ek is waar hy my gesit het, en ek is wie ek is, omdat hy my daar gesit het, om vir hom in sy koninkryk iets te beteken. Ek is 'n medewerker saam met Christus. Nou, hy sê, ek verloon myself, nou ek wil nie te lank daarby stilstaan nie, as verstaan wat verloon beteken. Deur myself te verloon sê, ek dink niks van myself nie. Dan die tweede ding is, ek moet my kruis opneem. Elke dag. Why is this a daily thing? Hoekom doen ek dit net een keer, soos nou, as ek tot bekering kom, dan ek vat nou my kruis, ek het nou tot bekering gekom, ek vat die kruis en daar gaan ek. Ek moet elke dag, hy sê, en elke dag sy kruis opneem, elke dag. Nou laat ek net gou ietsie sê omtrent 'n kruis. Die kruisiging was in die tyd wat Christus op aarde gewandel het en met sy disippels gepraat het, die wreedste manier om iemand te straf. Die mees intenste vorm van torture was 'n kruisiging. Hulle het letterlik gewys met wat se minagting daai persoon beheen word. Want hy word aan 'n kruis wat 'n vloekhout is, vasgeslaan. Hy word 'n vloek. Christus het die vloeke, alle vloeke, op hom geneem, sodat ek vrygemaak kan wees daarvan. Christus het al die sonde op hom geneem, sodat ek sondeloos voor God kan staan as die geregtigheid van God in Christus. Nie omdat ek so goed is nie, maar omdat ek my lewe vir hom gegee het. Omdat ek gesê het, Here, ek wil vir jou leef. Want ek wil nie my oë op die verkeerde plek oopmaak nie. Ek wil voel hoe daai ouens my wegdra. Man, dit moet voel soos daai Boeing wat opstyg as jy Engeland toe vlieg. Nee, dit is so lekker salige gevoel, jy weet, ek gaan nou doen. Voordat hulle eintlik aandete op die vliegtuig uitgedeel het, is jy al in droomland. Nee? Dis eintlik 'n heerlike gevoel, maar hoe dit ook al sê, dis wat ek wil ervaar, as ek die dag my oë neer toemaak. Maar om my kruis op te neem beteken, ek moet myself actually geen agting gee nie. Ek moet myself beskou as iemand wat absoluut die minagting van die wêreld verdien. Ek moet myself werklik waar geringer ag as ander mense, want hy sê, ag die een die ander een hoër as homself, en vervul so die wet van Christus. Dra mekaar se laste. Hoekom? Want dit is wat sy gebooie is. Dis hy sê, dis hoekom jy my disipel is. Want ek het nodig dat jy dit doen, omdat jy my disipel is.
So disipelskap is nie net, okay, ek lees so 'n bietjie in die Bybel en ek bely Jesus Christus is koning van my hart nie. Nee. Om hom te volg beteken in die gees om te doen wat hy gedoen het, om te sê wat hy gesê het, om te wees soos wat hy is. Ek moet Christus wees vir ander mense. Ek het laasweek gesê, of die vorige keer gesê, weet jy wat, baie keer is my lewe die enigste Bybel wat ander mense ooit gaan lees. En as my Bybel, ek het nogal die grap gemaak, het is my Bybel nou deur Anton Lavey geskryf is, dan gaan dit nou nie 'n goeie Bybel wees nie, want dan is dit 'n satanistiese Bybel. Nee. So ek moet sorg dat ek 'n navolger van Christus wees. En ek moet doen, hy sê, Matteus 28, vers 17, hy sê, gaan dan heen, of nee, vers 31, 30 en 31, hy sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en leer hulle en lei hulle om alles te doen, wat ek julle beveel het. Nee. So my job is om vir ander mense te sê, wie wat word 'n navolger van God. Dis by verre weg die beste. Mense dink, as ek nou 'n disipel van God geword het, dan moet ek nou met 'n lang gesig hier rondloop en ek moet 'n kloosterkoekie word en ek moet myself hier in 'n kamertjie toesluit dat ek nie in versoeking verval nie. Nee. Christus het in die sinagoges meer teenkanting in die kerke gekry as wat hy op die markpleine gekry het en by mense se huise gekry het. Hoekom? Want daar kon die almag van God werk. Daar was te veel valsheid in die kerk. Daar was te veel mense wat fariseërs was en sadduseërs was, wat net gedink het ons is vreeslike skrifgeleerdes en ons sit in die voorste gestoeltes van die sinagoge. Jesus kry dit hulle uit. Hy sê vir hulle, julle adders, julle huigelaars. Nee. So it's not about how many times I go to church on a Sunday. Dis wat beteken ek vir God se koninkryk as ek dit doen. Want as ek dit doen met die regte gesindheid en as ek die disipel van Christus wil wees, dan moet ek by hom leer, want dan is ek sy leerling. Dis wat hy hierso sê, die betekenis in die Grieks is to be a learner of, to be a pupil. That equates to disciple. Nee? Nie net navolg en sy voorbeeld volg nie, maar ook by hom leer. Hoe het Jesus nou weer hierdie saak gehanteer? Okay. Do likewise. Nee. Jesus Christus het nie geskroom om vir mense te sê wat hy wou vir hulle gesê het nie, want hy het nie met die waarheid doekies omgedraai nie, hy het nie gekompromeer met die waarheid nie. Hy het die waarheid gebring, want hy is die waarheid. Hy het gesê, ek is die waarheid, wandel in die waarheid. As ons dan in die woord van God bly, en dit is wat hy sê hier, wat maak dat mense sien dat ek waarlike disipel is? Luister na hierdie ene. Nee? Hy sê want as ek die woord van Christus bewaar, is ek 'n ware disipel. As my lewe gelei word ooreenkomstig hierdie woord, en ek myself in die spieël van hierdie woord kan sien. As hierdie woord sê, oorspel is uit, dan is oorspel uit. As hierdie woord sê, help die armes, moenie ophou om goed te doen nie, dan is dit wat my opdrag is. As hierdie woord vir my sê, as jy 'n oor het, luister wat die Gees van die Here vir jou wil sê, dan moet ek aanhou bid tot my oor oop is en ek die Gees van die Here kan hoor, want ek moet dit doen, die woord van die Here sê. Het ek dan 'n oor om te hoor wat die Gees vir my sê? Of kan ek nie sy stem hoor nie? Is daar te veel ander stemme wat met my praat? Hoe onderskei ek? Is dit God se stem? Is dit die duiwel se stem? Die duiwel het ook 'n stem. Wat het die duiwel gemaak met Christus? Hy het hom gekom en het hom met die Bybel kom aanval. Vir hom sê staan daar nie geskrywe nie. Net soos wat hy vir Eva gesê het, "Haai, hoor hierso, het God gesê, kom ook met die woord." Hy is lief om die woord te gebruik. Die Bybel leer my dat die duiwel 'n baie goeie prediker is. En hy kry dit reg met sy dwaalleringe om baie kinders van die Here te ontspoor en hulle af te vat van die werklike punt af. En hulle dink, ag nee wel, ek is okay. Ek's okay. Ek kan maar net aangaan soos ek aangaan. Ek is nie 'n te bad ou nie.
Ek is nie 'n ou wat drugs gebruik nie en ek is nie dit nie. Dit gaan my nie hemel toe vat nie. Gehoorsaamheid aan die woord van God gaan my hemel toe vat. As ek nie 'n disipel van Christus is nie, gaan ek nêrens kom nie. En om 'n disipel te wees is nie net sommer 'n ding nie. Dis nie net 'n kwessie van okay. Dankie, Here Jesus, jy het vir my aan die kruis gesterf, nou is ek okay. Ek gaan hemel toe nie. Nee. Spreek my lewe van dit wat Christus sê my lewe moet van spreek. Sien mense in my Jesus Christus. Hoor hulle as ek praat die woorde van Jesus Christus. Bely ek die woord. As daar 'n ding is wat met my gebeur en is negatief en ek het teëspoed, sê ek, ag, Jesus, wie wat? Yes, dit help ook nie. Jy weet, ek probeer my lewe so reg kry en dan gebeur al hierdie goed. Hoor julle myself? Hè? Eina, maar wie wat? Nee, as al daai dinge wat negatiefs gebeur en ek gaan op my knie en ek sê dankie Here vir hierdie beproewing wat jy my bring, want dit gaan met my geloof versterk dat jy my binne 'n bestek van 'n oogwind uit hierdie bekommernis en beslommernis gaan uittel en my voete gaan plant op die rots van Jesus Christus. I think as ek so redeneer, dan sê die Here, Jesus duiwel, het jy gesien daai ouetjie? Jy gaan hom nie skit nie. Hy het geprobeer met Job. Hy het Job se kinders gevat, hy het alles gevat, hy het net nooit Job se vrou gevat nie. Dit is 'n interessante vraag, hoekom het hy nie Job se vrou gevat nie? Hè? Ja, want sy en Job was een, omdat hulle met mekaar getroud was. En sy is deel van Job se lewe en die Here het vir die duiwel gesê, jy kan enigiets doen, jy kan nie sy lewe vat nie. En dit het sy vrou ingesluit. Nee? Ja. So, jy weet, God is altyd getrou aan sy woord. Hy sal nooit op sy woord teruggaan nie. Maar Jesus Christus kyk met ryk halsende verlange om te sien wie gaan waarlik hom navolg, wie gaan waarlik sy navolgers wees. En hy sê, wie wat, lê dan die sonde af, bekeer jou van jou verkeerde weë, neem hom aan as jou saligmaker, gaan en sê, Here, ek het my hart en my siel vir hom gegee, ek wil nou hom volg deur die doopwater, want ek moet in daai gehoorsaamheid stap ingaan, want die woord van die Here leer my, ek word in daai doop met die dood van Christus vereenselwig. Ek word so goed soos ek is saam met Christus gekruisig en ek staan saam met hom op in 'n nuwe lewe. Daarom seël die Heilige Gees my vir die laaste dag. Dis die woord, ek kan dit nie anders propageer nie, that's the gospel. En is 'n maklike gospel, jy weet, die Here sê, wie wat, die juk wat die sonde op jou sit is 'n swaar las. Kyk wat sê hy vir die Fariseërs. Hy sê, julle lê mense wat julle tot bekering bring laste op wat julle self nie eers kan dra nie, julle hypocrites. Julle gaan haal 'n ou aan die kant die waters en dan bring julle hom en julle bring hom tot bekering en julle maak hom 2 keer ryper vir die hel as wat julle self is. Dit beteken daai klomp Fariseërs gaan almal hel toe. Dis wat Christus by implikasie daar gesê het. Hy sê julle gaan almal hel toe, man. Hoekom? Want julle is vals. Daar's niks eg aan julle nie. Julle is vrot suurdeeg. Hy waarsku sy disippels toe hulle oorvaar. Hy sê, vaar julle oor, ek gaan eers bid. Vaar julle oor, ek sal by julle aansluit. Hy sê, maar pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs. They are a bad influence. Dis wat hy vir hulle sê. Moenie vir hulle luister nie, hulle is 'n slegte invloed. Laat die waarheid van die Gees van die Here in julle lewe inspreek. As jy nie 'n antwoord het nie, soek die Here se aangesig, lees die woord. Want wanneer jy 'n woord van die Heilige Gees afkry, wanneer jy oor oop is om te hoor wat die Gees van die Here vir jou sê, kan ek vir jou sê 99.999% gerepeteer al die pad tot hier in die Kaap. As dit nie strook met wat in hierdie Bybel staan nie, wil ek my naam nie hê nie. Want wat van God afkom is sy geopenbaarde wil. En hier is sy geopenbaarde wil waarin hy dit vir ons gegee het. Dit beteken nie, dis die Alfa en die Omega nie. Hy sê hierdie letter is dood.
Ek kan die Bybel lees, ek kan hom 200.000 keer deurlees. As ek nie die Gees van God het nie, beteken hy vir my niks. Dan is ek soos die mense wat 'n oor het, maar kan nie luister nie, en ek het 'n oog, maar kan nie sien nie. Waarvan Jesaja gepraat het en waarvan wat Christus aangaan het. Hy sê hulle is 'n volk wat nie hoor nie en nie sien nie. Hy sê, maar julle hoor en julle sien, want ek verduidelik dit aan julle. En nou kom hy en hy sê, die Heilige Gees sal julle kom verduidelik as ek weg is. Hy sê, is voordelig as ek weggaan, want dan kan die Heilige Gees julle almal sommer gelyk help. Julle hoef nie almal hier om 'n kringetjie by die vuur te kom sit in die aand na my te luister nie. Die Heilige Gees kan elkeen van julle bedien met die waarheid. Want hy sê in Johannes 16, wanneer die Gees van die waarheid gekom het, sal hy julle leer in al die waarheid. Ons het daai voorsprong. Maar God wil hê ons moet werklik sy disippels wees. En as ek dan nou wil die regte gesindheid openbaar, dan moet ek sorg dat wanneer ek Christus navolg, ek dit doen ooreenkomstig sy woord. Nou net om terug te kom na die kruisiging toe, my kruis opneem. Die Romeine het dit 'n beginsel gemaak dat die ou wat gekruisig word met sy eie kruis dra. Eers toe Jesus soek en onder die drukking van die kruis val, toe hark hulle vir Simon van Sirene nader en sê, hey, kom jy hier, jy's 'n mooi fris ou, dra hierdie kruis vir hierdie ou. Hoekom het Christus beswyk? Gewoonlik dra hulle kruis tot by die plek waar hulle gekruisig word. Hoekom het Christus onder die gewig van die kruis geval? Wie kan vir my sê? Ek kan vir julle sê, want hy was 3 keer gestraf. Hy is eers deur die Jode gegeesel. Maar hulle mag nie doodmaak nie. Daarom oorhandig hulle hom aan die Romeine, sodat hulle hom kan doodmaak. En hulle geesel, en hulle is nie beperk tot 49 houe nie. Hulle slaan net waar hulle wil. Hulle slaan voorkant, agterkant, bokant, onderkant. En hulle geesels ruk die vleis uit jou uit. Daarom sê Jesaja 53, hy het nie meer die gestalte van 'n mens gehad nie. Hy was 'n rou stuk vleis. So was hy geslaan vir jou sonde en vir my sonde. So was hy geslaan vir jou siektes en vir my siektes. En dan kan ons nie in hom glo as ons bid oor 'n verkouetjie nie. Ag Here, vat hierdie verkouetjie weg. Waar is die wieks? Wat beteken my gebed? Soveel. Sê Here, ek het nie wieks nodig nie man. Vat hierdie verkoue van my al weg. Dankie Here. Jy sê ek kan my begeertes aan jou bekend maak met smeking en danksegging. Nou smeek ek. Vat hierdie siekte van my weg. Kan nie bekostig om siek te wees nie. Here, jy weet beter as ek hoe besig is ek. Vat hierdie siekte van my al weg. Dankie dat jy dit gedoen het. Nou gaan ek my toelê en nou kom die werke saam in die geloof en hy sê nou is die geloof kragtig want die werke maak die geloof kragtig. Anders is die geloof dood sonder die werke. That's what it's all about. Dis wat die woord van die Here sê. Die woord van die Here sê, luister, dit is nie so vreeslik moeilik om my te volg nie. Dis eintlik maklik om my te volg. Nou is dit 'n ding wat ek elke dag moet doen, want weet jy hoekom? Ek sien almal sit in antisipasie om te hoor hoekom sê ek ons moet elke dag ons kruis opneem. Want waaroor gaan dit? Wat sê Romeine 7 en 8? Hy sê, daar is hierdie stryd binne in my. Die vlees stryd teenoor die gees en die gees stryd teenoor die vlees. En daarom sê hy, ek moet deur die vlees gelei word, ek moet nie in die vlees inval nie, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is die lewe. Nou sê hy, jy moet elke dag wat doen? Hierdie vlees, kruisig, dan gaan jy deur die gees gelei wees. Daarom moet ek elke dag my kruis opneem. Ek moet elke dag hierdie stuk vleis aan die kruis vasnaal. Ek moet hom kruisig. Nie die Romeine nie. Ek moet sê, ek kruisig hierdie ou met sy wil. Ja, ek wil 'n Lamborghini ry en ek wil 'n plek hê in Monaco en ek wil elke keer om 'n wêreldreis gaan elke jaar en op die bote in die Mediterranean gaan feesvier en partytjie hou. Maar weet wat, dit is my vleeslike begeertes. Wat van my vleeslike begeertes? Wie kan vir my sê wat van my vleeslike begeertes? Beteken dit ek kan nou net 'n dal lewe hê. Ek kan nou net 'n saai lewe hê wat niks beteken nie want ek moet al hierdie begeertes kruisig. Hy sê kruisig jou eie begeertes. En dan gebruik jy my woord om daai begeertes op die regte manier te handle.
Wat sê die woord vir ons? Hy sê, maak julle begeertes aan hom bekend. Met danksegging. Vat jou begeerte na God toe. Sê, Here, jy ken my hart, jy weet wat begeer ek, jy weet ek begeer dit of dat. Dankie, dat jy sê ek kan my begeertes na jou toe bring, want as ek jou gunsgenoot is, as ek jou huisgenoot is, as ek jou beminde is, sê die skrif, gee God dit vir my in my slaap. Hy sê, ek gee hierdie goeders vir my bemindes in hulle slaap. Hy sê vir sy disippels, hy sê, dink julle die hemelse Vader weet nie wat julle nodig het nie. Hy sê, hy weet wat julle nodig het nog voor hy hom gevra het. Al wat hy wil sien is, vertrou jy om hom te nader in gebed. Want hy wil sien of jou vertroue werklik in hom is. Hy sê, daarom sê hy sê, dit is welgeluksalig is die man wat sy vertroue op die Here stel. Geseënd is die man wat sy vertroue op die Here stel. God is daar om ons vyand se vyand te wees, dis wat die Bybel sê. Hy sê, as julle in Christus is, dan word julle vyande God se vyande. Daarom sê Psalm 23, hy berei 'n tafel voor die aangesig van my teenstanders. God hou met my 'n feesmaal, terwyl my teenstanders moet toe kyk, hoe bless God my. En dit maak hulle vuurrooi van skaamte, want hulle dink by hulle self, eers ons wil hierdie ou Nyl, maar hierso sit hy aan en die koning van alle konings bedien hom. Die engele kom en versterk hom. Ons kan niks aan hom doen nie. God het hom in sy hand. Dan is ek 'n regte disipel. Dan is ek nie net iemand wat agter hom aanloop om te sien wat gebeur omdat ek nuuskierig is nie. Dan is ek iemand wat agter hom aanloop om te leer oor wat ek moet gaan doen. Want as ek by die lamman kom, gaan ek vir hom sê soos wat Petrus vir hom gesê het. Kyk na my. Kyk na my. Ek het niks. Ek het geen geld nie. Maar wat ek het, gee ek vir jou. Staan op en loop. Ek het gesag oor jou lambene. Dit is wat ek het. Want hy wat die gesag gehad het oor die lambene, het dit nou vir my gegee. Daarom sê hy, dit wat ek het, gee ek vir jou. As ek werklik sy disipel is, dan het ek dit wat Petrus gehad het. Dan kan ek dit vir 'n lamman gaan sê. Dan kan ek in 'n winkel instap of in 'n restaurant instap en as daar iemand is, kan ek daai persoon bedien en die Here kan daai persoon genees tot eer en verheerliking van sy naam en vir uitbreiding van sy koninkryk. Kyk wat het nog altyd in die verlede gebeur in die sekulêre lewe. Ouens soos Oral Roberts, ouens soos A.A. Allen, ouens soos al hierdie groot predikers van Amerika, wat die siek mense gesond gebid het, dat hulle met ambulanse vol na hulle toe ry en hulle op stretchers indra en dan bid hy vir hulle en dan dra hulle die leestretcher uit en die ou loop self daar uit en die Here het hom gesond gemaak. Kyk wat gebeur met TB Joshua. Hoe gaan mense van heinde en verre bo in Afrika na hierdie ou toe dat hy vir hulle bid dat hulle kan genesing kry. Tot Ruben Kreer, die rugby speler, het gegaan. Hoekom? Want hulle stel hulle vertroue in die mens in plaas van dat hulle vertroue stel in die God van daai mens. Nee. Maybe wil die Here vir hom gesê het, hoorie, hoekom wil jy Kenia toe gaan? Hoekom bid jy nie en dan doen ek dit vir jou nie? Ja. It's that easy. Jy kan baie geld spaar, nee, as jy die Here se disipel is. Jy kan 'n klomp vliegkaartjies spaar. Nee? Die arme vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, het al haar geld uitgegee. Sy het alles verkoop, al haar geld uitgegee en uit desperaatheid uit, omdat sy niks oor het nie, het sy gesê dat ek net aan sy kleed gaan raak. En toe sy aan sy kleed raak, toe vloei die krag uit hom uit na haar toe en sy word genees. En oombliklik weet Christus, krag het my uitgegaan. Hoekom? Want krag equals geloof. Die geloof het die krag laat vloei. Daarom sê hy vir hulle, hy sê my koninkryk is nie 'n koninkryk van spys en drank nie, maar van krag. Nou Dani, daar by jou werksplek, is jy die krag. Kom die ouens na jou toe en sê vir jou, Maruti, hey, Minafuna. Ja, jy sien, daar is 'n ou wat sy disipelskap uitleef. Dis hoekom ek jou gevra het, want ek weet, die punt van die saak is, ek is
ander mense se Christus, wanneer my lewe in lyn is met sy woord. En dis wat hy wil hê, want dis ware aanbidding. Nee, ware aanbidding is om offers te bring. Hy sê ek soek geen ander offers van julle nie. Ek soek die geestelike offers. Ons het hierdie huiskerk die geestelike offers behandel, is 'n bietjie voor julle tyd, Nico. Maar ons het die geestelike offers het ons behandel, want ons is in 'n geesteswêreld. Wat is die geestelike offers? Lof. Hy sê, is dit nie die offer wat ek wil julle hê nie, die lof van julle lippe uit julle hart uit. Moenie my met julle lippe dien, my julle hart is ver van my af nie. Ek soek julle ware lof. Is nog 'n offer nie dankbaarheid nie. Here, ek weet, U is 'n goeie God. En dankie vir wat U vir my doen, en dankie wat U vir my nog gaan doen. Paulus kom en hy skryf hierdie ding, en dit het my geruk. Paulus skryf, hy sê, ek wil julle net vertel, ons het op 'n plek gekom waar ons soveel teëspoed gehad het, dat ons die wil om te lewe verloor het. Maar toe kom God en red ons uit dit uit. En toe gaan hy in die volgende sinnetjie en hy sê, hy sal dit weer doen. Jy sien, daar lê my vertroue. My vertroue lê in die God wat hemel en aarde gemaak het. Dawid sê, hy sê, ek slaan my oë op na hierdie magtige berge, waar gaan my hulp vandaan kom? Hy sê, maar my hulp is nie van hierdie goedjies nie, man. My hulp is van die ou wat dit gemaak het. Dis waar my hulp vandaan kom. Jesus Christus sê, as julle in my is julle tot alles in staat deur Jesus Christus wat julle die krag gee. Hy sê, ek sê julle nooit bo julle kragte versoek nie. En as ek die versoeking julle pad toelaat om na julle pad toe te kom, dan gee ek ook vir julle die uitkoms. Belofte op belofte op belofte op belofte. Vir wie? Vir hulle wat nie net agter hom aan drentel nie, maar vir hulle wat werklik sy disippels is, en werklik sê, maar ek is 'n leerling, ek wil leer van hierdie goeters, ek wil die Bybel eet, ek wil hom in my hart bære, soos wat Dawid gesê het. Hy sê, Here, ek het U wet in my hart gebære, sodat ek nie teen U sal sondig nie. Die beloftes in die profesie in Esegiel, en ek sal my wette op hulle hart graveer. I will put my laws in their hearts. Hoekom? Want dan hoef ek nie gou na 'n wetboek toe hardloop en te sê, okay, het ek nou iewers daar opgeslip nie. Nee man, hy's hierso. En die Heilige Gees sê vir my, jy het niks verkeerd gedoen wat verkeerd is nie, jy het reg. Jy weet die woord van die Here sê, Jesus het nooit gesondig nie. Daarom kon hy die volmaakte offer wees vir ons sonde, en ek gaan afsluit, want ons is klaar al bietjie laat weggetrek. Maar Jesus en sy disippels loop, en hulle eet koringare op die Sabbat. Punt nommer 1, hulle loop. Wow! Jy mag nie verder as 800 tree stap op 'n Sabbat nie. Waar is julle op pad heen? Nee, ons is op pad na 'n ander dorp toe. Wow! Dit is Sabbat. Daarom sê hy, die Sabbat is nie vir hom nie, maar hy vir die Sabbat. Dis wat Christus hy sê, hy is dan ook Heer van die Sabbat. Die Sabbat is nie gemaak vir Christus nie, Christus is gemaak vir die Sabbat. Hy is my rus. As ek in hom ingaan en ek my hart aan hom gee en ek in Christus is, gaan ek in 'n rus in wat die wêreld nie kan verstaan nie. Daarom sê hy, Jesus sê, ek gee vir julle my vrede. 'n vrede wat die wêreld nie vir julle kan gee nie. Dit gee ek vir julle. Hoekom? Want julle is nou in my. You can now be safe. You can now be absolutely content. Jy kan net daar sit en sê, ek het niks kort nie, ek is in Christus. Nee? Want weet jy wat? As ek rondhardloop, dan is ek soos iemand wat gejaag word, wat weghardloop sonder dat ek gejaag word. Dan moet ek gaan kyk, dan is daar iewers ietsie fout in my mondering. Want as ek werklik in Christus is, dan sal ek die vrede hê wat die wêreld se verstand te bowe gaan. Hulle gaan sê, Jesus, maar ons kan nie verstaan dat daai so vrede het nie. Niks ontstel daai ou nie.
Maar baie keer is daar maar 'n tamelike groot stormpie wat woed, maar dan is daar 'n stemmetjie wat opstaan en sê bedaar, gaan lê en dan gaan lê die storm. Hoekom? Want as Christus in die boot is, sal die boot nie sink nie. That's it. Dis waaroor disippelskap gaan. Ware disippelskap. Ware disippelskap sê, ek moet my pa en my ma minder ag as God. Hy sê, ek moet my boetie en my sussie minder ag as God. Hy sê, ek moet niemand bo hom stel. Hy is nommer 1 in my lewe. Dis sy ereplek. Wat sê die woord? Hy sê, laat die erekoning inkom. En wat doen? Op die troon van jou lewe gaan sit. Klim jy van jou troontjie af en gee Christus sy regmatige plek in jou lewe. En die son van geregtigheid sal oor jou lewe skyn. Dan ontstel dinge jou nie. Want saam met dit wat gekom het, gee God die uitkoms. Hoe hy dit gee, deur wie hy dit gee, op wat 'n manier ek gee nie, hom nie. Al wat ek weet is, hy gaan dit gee. Want anderster is sy woord nie die waarheid nie. En sy woord is waaragtig en betroubaar. En sal nooit ledig na hom toe terugkom. OK. Ek het nie vreeslik uitgebrei oor disippelskap nie. Ons kan regtig nog baie meer te sê oor disippelskap. Want ek het nog nie eers regtig met julle gepraat oor wat dit regtig beteken om 'n leerling van Christus te wees nie. Hulle sien tot volgende week. Ja, gelukkig is julle hier tot volgende week. Daar sê. Ek wil net dit sê. Wat sê Paulus? So terwyl ons nou praat van selfverloning. Hulle kom by Paulus en hulle troef hom oor allerlei goeters en hy sê vir hulle, hoor hierso. Kom het ek julle ouens net 'n bietjie ietsie vertel. As daar iemand is wat in sy vlees kan roem, dan is dit ek. Ek is deel van die Sanhedrin, ek is 'n fariseer onder die fariseërs, ek is 'n Hebreër, ek is uit die stam van Benjamin. En hy gee sy hele CV. En dan kom hy en dan sê hy, maar ek het dit alles, het ek drek beskou. Hy gebruik, die woord van die Here gebruik in die ou vertaling, in die 53 vertaling, het ek as drek beskou. Weet julle wat is drek? Het julle geweet wat is die Engels van drek? Die Engels van drek is dung. Wat is dung? Dis 'n uitskuisel. 'n uitskuisel. Daai goed is wat hulle fisies noem. Hy sê, ek het dit as dit beskou. Dit het geen waarde nie. Dis gemors. Al sy goeie eienskappe, al sy kennis, al sy vaardighede, op 'n stadium toe hy die ouens in die sinagoge leer, toe kom die een uit, toe sê hy, ha, Paulus, hou op om vir ons te preek, man. Jou vreeslike goeie verstand, jou slim verstand, het nou die beste van jou gekry. Jy's nou kranksinnig. Want hulle wil nie vir hom geluister het. Maar die punt is, hy sê, dit beteken vir my niks. Die feit dat ek 'n top-notch ou was, beteken vir my niks. Hy het die goedkeuring van almal weggedra. Hy het die goedkeuring van die Joodse Raad weggedra om mense te vervolg en dood te maak omdat hulle in Christus glo. En dan is hy nog 'n Romeinse burger gewees. En hulle kon van die Romeinse kant af net bang wees vir hom. Hulle sê, ooh, jy kan nie aan hierdie ou raak nie, hy is 'n Romeinse burger. So hy het 'n hengse klomp goeie goeders op sy CV gehad. En dan kom hy en dan sê hy, dit is niks. Hy sê, dis niks. Al wat vir my tel is Christus. Hy het vir my gesterf. Hy het vir my sy lewe neergelê. En hy het vir my gesê, as jy my navolger is, sal ek by jou wees tot aan die volëinding van die wêreld. Hy sê dit in Matteus 28, en hiermee sluit ek nou werklik waar af. Ek is nou weer soos pastoor François. Ek het 3 afsluitings. Hy sê hierso, hy sê, maar ek kom nou net kry, ek het gedink ek het hom getik, maar omdat my notas nie volledig is nie, ek kom dalk nie getik nie. Hy sê, hierso sê in Galasiërs 2:20, hy sê, ek is saam met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie. Daai ou met al daai goeie kwaliteite, hy is dood. Nou lewe Christus. Maar dis die een wat ek wil gegee het, Matteus 28, hier sê hy,
Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. Sê, moenie vir hulle sê, loop net agter Jesus aan nie. Leer hulle om alles te doen wat hy jou beveel het. Leer hulle om gehoorsaam te wees aan sy woord en aan sy gebooie. En dan kom hy net in die volgende versie, Matteus 28:20, en sê, en kyk, ek is met julle al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. En dan sê hy, amen. Hy bekragtig dit deur te sê, dit is inderdaad so. God is by ons, as ons werklik sy disippels is. En op hierdie stadium weet ons, die koms van die Here is voor die deur. En daar is baie mense wat hel toe gaan, as ons nie nou baie vinnig vir hulle sê, hoor hierso, stop net gou 'n oomblik, en dink net vir jouself, dat daar is 'n gapende hel wat wag vir hulle wat nie hulle saak met Christus regmaak nie. Ek wil nie vir 'n klein sonnetjie hel toe gaan, terwyl ek onder die indruk was, ek is actually die boetjie nie. Ja. En nou gaan ek vir hierdie klein son, dan kan ek net sowel die grootste verkragter of moordenaar gewees het, want ek gaan in dieselfde hel brand. Ek wil hom nie mis vir net so bietjie nie, en ek wil hom nie mis vir baie nie. Ek wil hom glad nie hê nie, ek wil nie deel aan hom hê nie. Ek wil, as ek hier uitleef, wil ek hê die engele met my dra. Nee, daar was daai ou wat in die Gators se groep altyd so gepraat het, en dan sê hy, and then Jesus said, net so sterk stem, hy sê, go fetch sister whatever haar naam was. Huh? Caroline. Go fetch sister Caroline. Yes, Neil kan onthou. Ek is te moeg om te onthou. Go fetch sister Caroline. En die engele gaan en hulle gaan haal vir sister Caroline en hulle dra haar terug na God toe. Dis wat ek graag wil hê. Ek wil, as ek my oë oopmaak, wil ek by Christus wees. As ek my oë oopmaak, wil ek sien wat het hy voorberei vir ons wat hom lief het. Daarom sê hy, julle moet my lief hê met julle. Wie wat was vir my die moeilikste ding? Ek weet ek brei nou uit. Wie wat was vir my die moeilikste ding in my lewe? Selfs lank nadat ek al in die kerk orkeste gespeel het en op rade gedien het. Wie wat was vir my die moeilikste ding? Om te kon vir die Here sê, Here, ek het U lief. Want ek het nie daai verhouding gehad. Hy was vir my verwyderd, hy was vir my hierdie goddelike konsep, en ja, God is heilig, en hy is alles wat ons geleer het in die woord, maar jy was te bang om hom te nader. Nou kan ek op hierdie stadium van die geveg, wanneer ek op my knieë neergaan en ek begin bid, kan ek nie vinnig genoeg vir hom sê, Here, ek het jou lief met my hele hart, met my hele siel, met my hele verstand, en met alles in my wese nie. Want hy is so goed vir ons. Te midde van alles wat in hierdie land gebeur, hou hy ons in stand. Te midde van alles wat gebeur, hou hy ons gesond. Yes, ek het so af en toe 'n bietjie van 'n ding met 'n voetjie, maar vanoggend het ek hierdie voetjie vir die laaste keer vir die Here gaan gee en gesê, Here, hier is hy. Dit hoort nie so nie. Maak gesond. Deur sy wonde is ons genees. Geloof is wanneer ek nie net dit glo nie. Geloof is wanneer ek al klaar die bewys daarvan gesien het, terwyl ek dit nog nie gesien het nie. Hier in die gees sien ek al klaar hoe dans ek voor die aangesig van die Here met 'n voet wat niks bekeer nie. I will dance like David danced. Dawid het voor die ark uitgedans, dat hy so mal gegaan het, dat sy vrou hom verag het. Ek wil voor die aangesig van die Here jubel, en het julle al gesien as die reën kom? Hulle het baie keer, ek het nou die dag op 'n TikTok klip gesien. Die donker wolke so en die reën is besig om te kom, en dan hardloop hierdie kalf en hy bokspring. En ek dink julle sien dit baie op die plaas. Hoe uitbundig daai ouetjie raak omdat die reën kom, en hulle snuif en hulle ruik die reën wat kom, en dan begin hulle net eenvoudig mal te gaan en uitbundig te raak. If the rain of the Holy Spirit comes, that's what I will do. Dis hoekom my koortjie sê, Holy Spirit, rain down. Dat ons net die reën van die Heilige Gees
kry om ons siele en ons gees te benat. Dan moet jy sien, nou gaan ons in die gees spring en uitbundig raak voor die aangesig van die Here. Nee. Dis 'n voorreg om sy disipel te wees. Dis nie iets wat ek met 'n lang gesig hoef te doen nie. Hoe moeilik kan dit wees om te weet dat die ou wat by jou is, het mag oor alles? Hy sê dit in Matteus 28, sê hom, hy is al die mag gegee. Geen demoon kan voor jou stand hou nie. Geen siekte kan voor jou stand hou nie. Yes, ons almal word getuister met siekte. Ons almal kry gevalle wat gebeur, maar dan hardloop ons na God toe en dan sê vir hom, Here, ek bring dit na jou toe. Ek vertrou jou. Okay. Right, ek is 15 minute oor my tyd. It's awfully quiet in here, but fluit, die storie is uit.